Raai, Ripa. Dit is hoe ons gemaak het in die verlede op grondmonsters, nee. Hy is nie meer goed genoeg in 'n wêreld van vandag nie. Ek praat met JP by Agri360. Hy gaan my meer verduidelik. Hoekom moet jy daai dik cruiser op jou plaas kry om seker te maak jy weet wat aangaan en hoe werk hierdie besigheid? Kom ons luister. JP, hoe lyk dit? Ja, goed met jou, Choopie. Ja, doodstil rustig. Dis mooi, dis mooi. Okay, so. Hoekom kort ek daai ding op my plaas? So, soos ons vroeër ook bespreek het, hoe ons dit in die verlede gedoen het, ons met die hand getrek het, dit was nie noodwendig 'n verkeerde manier gewees nie, dit was net die enigste manier wat ons gehad het. Hierdie boor haal alle onsekerheid uit, elke keer wat hy boor hy presies tot op die regte diepte. Jy kan nou maar net vat, met die motorfiets in die hand boor en daar's maar altyd menslike foute wat inkom. Ek meen as jy in 'n swart land intrek en jy kom so by 120 hektar die middag in, dan is dit ook maar moeilik om nog by daai diepte uit te kom as die grond hard en taai is. So nee, die skuif na diep boor toe is uit en uit vir akkuraatheid en sodat jy maar net die regte data het waarop jy die regte besluite kan neem. Uitstekend. Nou ek is baie nuuskierig, verduidelik my gou 'n bietjie hoe werk hierdie ding dan nou. So uit 'n Honda engine wat 'n hydraulic cylinder hardloop daar bo. Yes. So, Dit beheer jou hele stelsel. So in die oggende start jy hom, dan kyk jy dat hy maar net warm word en die baars en die goed opbou en van daar af jou jy skakel als in hierdie boks hier aan. Yes. Weet jy of jy so wil omkom en Dis jou- gou koekeloer nie. is dit nou jou? Ja, so 'n gedeelte van die komputer sit hier en die res sit daar binne. Daar kan jy maar net sien, jy het jou boor, jou elevator, jy het 'n kameraatjie hier agter wat nogals oulik is. Ek sal nou verduidelik hoe hy werk. En dan het ons 'n spotlight stelsel ook opgesit sodat jy in die aand ook kan boor. As die tyd bietjie minder raak, dan kan ons ure insit. Dis nie 'n probleem nie. Ja. Ja, so jy skakel hom daar aan, dan het jy 'n control panel daar binne en 'n remote, so die hydraulic lift tel vir jou die boor af en ja, dan trek jy maar net jou monster. Hydraulic lift, jy praat van daai silinder daar. Hy stoot nou uit en dan gooi hy hom nou daar waar hy moet wees. Ja, dan sit hy hom op sy plek en ja, dan die res hanteer jy van daar binne af, soos ek sê, jou control panel is daar, jy werk als van daar binne af en hy het sensors en als. Dieptebeheer kan jy van binne af stel, so as jy op verskillende dieptes wil boor, dit doen jy daar. Hy het 'n sensor wat as daar enige fout uitkom, dan gooi hy vir jou error uit. Dan maak jy dit reg van daar af. As jy ook 'n klip of iets slaan, dan gooi jy vir jou error uit, dan tel jy maar net weer op, dan skuif jy net 'n bietjie en dan boor jy van daar af. So wat jy vir my wil sê is soos wat hy dan nou gaan en hy in die grond ingaan, nê? Yes. Alles word gemeet en gelog. So die presiese diepte wat hy boor, die presiese punt wat hy boor, al daai goeters. En soos jy sê, as hy 'n klip kry, dan weet ons akkuraat nie uit hier net tot daar gaan bietjie aan, chip, dan gaan hy deur. Nee. Ja, presies. En wat lekker is ook van hierdie kamera hier in die agterkant is die beeld kom maar voor in die cab uit. Ja. So jy kan heeltyd presies seker maak dat jy tussen die rye boor, sodat jy nou nie verlede jaar se kunsmis in die ry boor en 'n verkeerde lesing kry nie, en dan ook vir miskoeke en so, dan dat jy ook net seker maak jy boor nou nie deur 'n miskoek nie. So op die einde van die dag akkuraatheid. Ja, want as ek nou skielik 'n natrium spike kry daarso in die ding en dit is nou as gevolg van 'n miskoek, dan gaan dit nou nie lekker wees nie. Nee, dit gaan nie. So daai skakel al daai moontlike foute uit en ja, hulle het voorsiening gemaak sodat die data op die einde van die dag so akkuraat as moontlik kan wees. Okay, want ek wil net gou hierso, hy het nou 'n pyp besigheid hierdie boor, nê, hoe hy werk. Maar hy het 'n slot hier aan die agterkant, wag, ek moet net hier probeer afneem. Hy het nou 'n slot daar waar die grond ingaan, is ek reg? Ja. En dan hardloop hy hom nou, hoe skei hy dan nou tussen die boogrond en die ondergrond? So hier in die onderkant het hy 'n tand wat hardloop. So hy meet die eerste 30 cm af, dan gooi hy hom in die een bak uit en dan draai hy van daar van gooi hy tweede 30 cm. O, is dit hoekom hy draai? So dan nou eerste lot aan daai kant is dan jou boogrond. Yes. En dan as hy en as hy dan nou opgaan, dan kom hy by jou ondergrond, gooi hy dan nou in die ander bak uit. Presies. Hier sal jy sien die bar aan die kant, dis hoe hy sy dieptes en goed bepaal. Yes. Hier, daar kan jy nou presies. Sensortjies. Daar sit al jou sensors daar. Dis baie cool. Ja. Okay, nou kom ons duik net gou daar in die cabin en dan wys jy my net so vinnig. Hoe lyk jou office? Ja. Dan nou, maar jy's ook mos nou 'n motorbike mannetjie gewees wat gelyk het van grondmonsters trek met die met 'n quad. Hoe vergelyk jy twee? Nee, ek moet sê,
as jy in die middel van die winter kom en dis -1, -2 vroegoggende, is dit baie lekkerder om hierdie cruiser se aircon aan te sit. Jy sit heel gemaklik, jy het nie pyn nie. So, hier kan jy nou sien in die bokant het jou tablet. Ons gebruik Cirrus om alles te lok. So Yes. die oggend slaan jy uit, jy ry jou boundary, so jy ry om die land. As jy jou boundary het van daar af, gooi jy vir jou grid oor die land uit en dan bepaal die GPS, dan sê hy vir jou presies waar jy jou punte moet gaan neem. Wat nogals oulik is, ek kan jou later ook wys as jy wil. Hy sê vir jou presies hoe ver jy van jou punt af is, Ja. so jy gaan presies elke keer na die regte punt toe en dan het ons sakkies, so elke monster kom nou in so 'n sakkie met sy nommer. Yes. So daai nommer Dis awesome. lees jy nou in die tablet in en hy koppel hom aan 'n GPS koördinaat, so jy weet presies wat se monster is waar in jou land getrek. Einde van die storie. Einde van die storie. Dit is baie cool. So hier is jou control panel waarvan ek vroeër gepraat het. Jy stel jou diepte op hom en daar is jou kamera wat jy nou mooi kan sien wat agteraan gaan. Nou as ook jy nou presies sien, okay, right. Ek is nie nou by 'n miskoek nie. 'n Miskoek ding is nogal actually redelik belangrik, né? Ja. En dan, okay, maar hoe werk hy dan nou? Want daai ding het 'n paar gate wat jy moet trek om 'n sample vol te maak, nê. So hoe trek julle dan nou die samples, want jy kan tog nou nie seker alles op een plek trek nie, nê. Nee, so dis kom ons daai grid gebruik. Jy gooi vir jouself 'n hektaar grid uit en as jy inkom dan sien jy okay, jy's 20 meter in die blok in en dan trek jy nou net 'n punt elke 20 meter vir jou 100 So jy trek 'n klomp punte oor 1 hektaar of 5 punte in 1 hektaar, nie net die ou tradisionele 1 punt op 1 hektaar nie, nê. Presies. So ons trek 5 punte in daai hektaar blok en ons versprei hom elke 20 meter steek jy hom sodat jy 'n mooi verspreiding het van jou blok sodat al jou data of jou besluit wat jy neem nie net van daai een kolletjie in die middel van die land afhang nie. Want dit kan wees dat hy te veel of te min kunsmis gehad het en dan kom dien ek die goed verkeerd toe op die einde van die dag. Nou kry ek daarom 'n meer 'n average en wat ek net wil seker maak is omdat hy hom nou, hy gooi hom uit my boogrond en my ondergrond, kry ek hom dan dat hy vir my 'n data levels gee wat vir my sê, luister, dis wat op daai hektaar in die boogrond aangaan en dis wat op daai hektaar in die ondergrond aangaan. Ja, presies. So jy maak jou aanbeveling in jou kaart gebaseer eerstens op jou boogrond en dan maak jy 'n aparte kaart vir jou ondergrond. So jy sien uit en uit die variasies, maar die groot rede ook hoekom ons hom so deur die hektaar blok trek. Jy weet self sekere area, jy's nou in sand en dan gaan jy in turf in as jy weer sien as jy weer in sand. So dis maar net om daai gemiddeld reg te kry. Okay. Ek wil nou baie graag hê, né? Agri 360. Julle moet nou vir my kom kuier, né? Dan bring jy nou jou dik boor met jou dik cruiser saam aan na my toe, né? Hoe werk julle besigheid? So ek sou voorstel julle boek vroeg en julle boek vinnig want die hektare kom baie en ons baie hektare wat deur ons moet kom, maar ons het kapasiteit. Praat met ons by Agri 360. Julle kan net vir Jan kontak en dan sal hy julle indeel. Uitstekend. JP, dankie baie. Right, so as jy wil hê een van daai dik bore moet daar by jou kom kuier, nê, en die regte grondmonsters neem. Linkie bo of hier onder, hierso. Praat met Jan, daarso. Nee, daar's Jan se nommer. Chat met Jan en dan gaan hulle seker maak jy weet wat in jou grond aangaan. Dis hier van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.